Ons het al 'n paar keer vanjaar gesels oor die sogenaamde borrel in die wildbedryf. As ons egter na statistieke kyk, lyk dit nie of die borrel binnekort gaan bars nie. Ons gesels met Johan Reyneke, hoofuitvoerende beampte van Wild SA en Game Lab oor wildsprystendense. Baie welkom Johan. Baie dankie dat ek hier kan wees. Vertel eers vir ons wanneer die ontploffing in die wildbedryf werklik begin het. Dit het nog nie. Die ontploffing in die wildbedryf kom nog. Op die oomblik is 20% van die landbougrond in Suid-Afrika onder wild. En dit gaan nog styg na 50% toe. Ons moet nou onthou dat die wildbedryf is nou boerdery. Dit vind plaas op landbougrond en dis 'n landbouaktiwiteit en as sulks moet dit deel vorm en 'n bydrae lewer tot voedselsekerheid. So ons primêre eindproduk in die wildbedryf is vleis en ons moet nog daai produk op die tafel sit. Hoe het wildspryse sedert 1991 gevaar? In die 90's het die pryse van vlakte wild gestyg en van die 2000s af was dit die skaars wild spesies wat gestyg het en ons sien in die laaste 6-7 jaar dat beide nou saam styg. As ons kyk na die langtermyn grafiek, dan is die tendens sedert 91 nog steeds opwaarts en ek dink dit gaan so aanhou vir die volgende dekade of 2 nog. Johan, ons hoor dikwels van wild wat vir miljoene rande verkoop word, maar is dit werklik die maatstaf? Nee, Elsa, mens kan nie die pryse van alle wild beoordeel volgens die pryse wat behaal is vir sekere spesies nie. Die rekordpryse van miljoene rande wat wel betaal is vir sekere diere, is as gevolg van hulle uitsonderlike horinglengte en hulle erfbaarheid van hulle genetika, of dan nou hulle stamboom. En ek dink daai twee goed is die hoof maatstawwe wat 'n mens wil gebruik in die wildbedryf. Wat moet ons lees in afplattings, dalings en stygings in wildspryse? Ek meen, is dit uitsonderlik? Glad nie. Nee, dit is deel van enige gesond groeiende mark. Al wat dit basies vir my wys is dat die wildbedryf nie in 'n borrelfase is nie. Die landboubedryf oor die algemeen is seisoonaal en 'n mens moet verstaan dat die wildbedryf ook seisoonaal gaan bly. Voor die teelseisoen sal pryse altyd opgaan en gedurende die teelseisoen is die aanvraag 'n bietjie laer. Maar as ons kyk na die algemene tendens, dan word die prys sterk beïnvloed deur aanvraag deurgaans en dit bly nog steeds sterk. Wat is tans die duurste spesies in die wildbedryf en hoekom? Man, dis moeilik om te sê. Dit gaan afhang van jou genetika en jou stamboom van sekere diere. Ek dink daar's nou onlangs 'n swart-wit pens verkoop vir 27 miljoen, daar's al buffels verkoop vir 42 miljoen. Daar's 'n kudu vir 9.4 miljoen rand verkoop. So dit is baie moeilik om te sê watter spesies is nou op hierdie stadium die duurste. Ek dink wel ons kan verwag volgende jaar dat bastergemsbokke of rounds se pryse drasties gaan klim en dan ook baie van die vleisspesies. Wat anders kan ons verwag in 2016? Soos die Engelsman sê, business as usual with a cherry on top. Ek dink ons gaan aangename verrassings hê volgende jaar. Vroeg in die jaar sal die veilingspryse sekerlik weer opgaan. Boere gaan soek na vroulike diere om hulle kuddes op te bou. Hulle gaan soek na goeie ramme, goeie genetiese materiaal. En ek dink ons kan ook verwag soos ek sê dat vleisspesies veral gaan styg volgende jaar. Baie interessant. So gesels Johan Reyneke, hoofuitvoerende beampte van Wild SA en Game Lab. Vir meer inligting besoek veeplaas.co.za en om mee af te sluit kyk ons na die jongste beskikbare pryse vir gewasse vir lewering in Desember.